Baie welkom by dag 1 van ons dagstukkies, ons 40 dae pad na die kruis met die tema die rooi tou. En die eerste dagstukkie wil ek graag met jou praat oor God se groot plan om die wêreld te red. Hierdie verhaal wat ons herbesoek in Josua 2 van Rahab in die stad Jerigo, is nie net sommer 'n storie wat los staan van dit wat God wil doen nie, maar is deel van God se groot verlossingsplan vir die wêreld. Van Genesis tot Openbaring sien ons God se plan van verlossing. Ons sien dit toe die mens geval het in sonde in Genesis 3, sien ons dat God dadelik 'n belofte aan die vrou maak dat in haar nageslag sal sy iemand hê wat die kop van die slang sal vermorsel. En natuurlik weet ons, dit dui op die oorwinning wat Jesus Christus aan die kruis sou behaal. En reg deur die Ou Testament, ons dink aan Noag se ark wat spreek van die redding, Jesus wat ons red van die vloed van oordeel. Die bloed wat aan die deurposte gesmeer is op die vooraand van die Exodus verhaal in die boek Exodus spreek van Jesus Christus, die lam se bloed wat ons sal red van 'n ewige dood. En die Ou Testamentiese offerandes wat 'n teken is vir die versoening van ons sondes. Selfs die swerftog van die Israeliete in die woestyn en die intog in Kanaan verwys na Jesus wat die mens deur sy swerftog uiteindelik na die beloofde verlossing sal lei. En dan lees ons deur die profete in die Ou Testament wat voorspel dat Jesus Christus gebore sal word en kom hierdie plan in vervulling met die geboorte, die lewe, die dood en die opstanding van Jesus wat die kern van God se verlossingsplan vorm. En natuurlik lei dit uiteindelik na die belofte van 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde in die boek Openbaring, wanneer God vir ewig by sy volk sal wees, die einddoel van sy verlossingsplan. Ja, hierdie hele verhaal van Rahab spreek van 'n groot plan wat God het om die wêreld te red. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u ewige plan van verlossing, wat deur die geskiedenis vervleg is. Dankie dat u my liefhet en my gered het deur die bloed van Jesus. Help my om u volle genade met 'n dankbare hart te aanvaar en my lewe tot eer van die naam te leef. Amen.